Welkom by vandag se sessie. In hierdie video ondersoek ons die hofreëls met betrekking tot die tik van dokumente in Suid-Afrikaanse reg. Hierdie reëls word beheer deur die eenvormige hofreëls, wat verseker dat regsdokumente duidelik, konsekwent en wetlik voldoenend is. Behoorlike formatering gaan nie net oor aanbieding nie. Dit is 'n vereiste wat die doeltreffende verwerking van regsaake en die toeganklikheid van dokumente vir regters, prokureurs en partye ondersteun. Volgens reël 2, een van die eenvormige hofreëls moet alle dokumente wat aan die hof voorgelê word, in 'n duidelike, leesbare lettertipe getik word. Die standaard lettertipe is tipies Arial of Times New Roman met 'n lettergrootte van 12 punte vir die hoofteks van die dokument. Dokument wat by die hof ingedien word, moet wees getik met Times New Roman grootte 12 om duidelikheid en leesbaarheid vir die regter en ander partye te verseker. Dokumente moet getik word met 1.5 reëlafstand vir die liggaamsteks en 'n 1 duim marge aan die linker en regterkante. Dit verseker dat daar voldoende spasie is vir aantekeninge, regstellings en maklike leesbaarheid. 'n Wettig pleit, soos 'n dagvaarding of beëdigde verklaring, moet marges van 2.5 km aan elke kant hê met lyne wat 1.5 km gespasieer is, wat dit geskik maak vir handgeskrewe regstellings of kommentaar. Bladsynommering is nodig om te verseker dat dokumente maklik navigeerbaar is. Volgens reël 7 van die eenvormige hofreëls moet alle dokumente opeenvolgend onderaan die bladsy genommer word, beginnende met die eerste bladsy. Die eerste bladsy van 'n kennisgewing van mosie moet genommer word as bladsy 1 en elke daaropvolgende bladsy moet volg hierdie opeenvolgende volgorde. Elke dokument wat by die hof ingedien word, moet 'n gepaste titel, wat die aard van die dokument aandui, kennisgewing van mosie, beëdigde verklaring, stigtende beëdigde verklaring, sowel as 'n saaknommer en die name van die betrokke partye. Die titel van 'n beëdigde verklaring kan lui, stigtende beëdigde verklaring in die saak van, eiser se naam, vir verweerder se naam, saaknommer 1234/2025. Dokumente moet onderteken en gedateer word deur die persoon wat dit indien of hul regsverteenwoordiger. Dit word tipies aan die einde van die dokument gedoen, om te verseker dat die hof die persoon wat vir die dokument verantwoordelik is, erken. 'n Getuie moet hul beëdigde verklaring aan die einde teken en dateer, die waaragtigheid daarvan bevestig. Ten slotte, voldoening aan hofreëls oor dokumente waarborg dat liassering uniform, leesbaar en geldig is. Die bemeestering van hierdie besonderhede is noodsaaklik vir die gladde verloop van regsprosedures in Suid-Afrikaanse howe.